Hemelse Vader, U is waardig om geloof en geprys te word. Elke liewe goeie gawe, elke goeie ding in hierdie lewe is 'n geskenk uit U hand. Ja Here, U skenk vir ons die lewe self en dan nog soveel daarby. Die verlossing, die vryheid, die liefde, die genade, die hoop wat daar is in Jesus Christus. Dankie dat ons as gemeente vanoggend dit saam kan vier as ons hier by mekaar is. Dankie Here vir U woord en dat ons vanoggend daaruit kan lees, dat U woord vir ons kan voed. Here, in tye wanneer ons hartseer en bedroef is, U woord ons kan vertroos en wanneer ons mismoedig word, dan versterk U woord ons, gee vir ons krag en hoop. Ja Here, wanneer ons vanoggend na U woord toe gaan, bid ek ook dat U ons harte en gedagtes sal oopmaak om te ontvang wat U vir ons wil leer en sê. Spreek Here, U kinders luister. Amen. Ek wil graag hierdie kwartaal so 'n bietjie gesels oor waardes, Christelike waardes. Wat baie ooreenstem met goeie, normale, morele waardes, maar wat tog 'n bietjie sy eie invalshoek het. Waardes is daardie eienskappe, daardie karaktereienskappe waaraan ons waarde heg, wat ons glo tot opbou is, nie net vir onsself nie, maar ook vir die mense rondom ons. En die een waarmee ek vanoggend wil stil staan, is gasvryheid. Ek gaan saam lees die verhaal uit Genesis 18, daarvan af vers 1. Die opskrifie is Abraham ontvang 3 besoekers. Die Here het in Abraham verskyn by die groot bome van Mamre. Terwyl hy op die warmste van die dag by sy tent deursit, kyk hy op en sien 3 mans daar naby staan. Toe hy hulle sien, het hy vir sy tent deur af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Hy het gesê: "Meneere, sal u my 'n guns bewys deur nie by my verby te gaan nie? Laat ek eers 'n bietjie water laat haal, sodat u voete kan was, en kom rus dan onder die boom. U is nou eenmaal op pad hier by my verby, en daarom wil ek 'n stukkie brood vir u gaan haal, sodat u weer nuwe krag kan kry." Hulle het vir hom gesê: "Goed, maak so." Abraham het gou na Sara toe in die tent gegaan en vir haar gesê: "Vat gou 16 kg meel en knie dit in bak roosterkoeke." Daarna het hy na die beeste toe gedraf en 'n mooi jong kalf gevat en vir 'n slaaf gegee om dit gou voor te berei. Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is gevat en voor die mans neergesit. En hulle het daar onder die boom geëet terwyl hy hulle bedien. Net tot sover. Gasvryheid. Daar's 'n grappie storie van hierdie ma wat 'n paar van hulle vriende oorgenooi het om te kom eet. En toe hulle nou almal die aand by die etenstafel sit, vra sy vir haar dogtertjie: "Liefie, sal jy vir ons die tafelgebed doen?" En die dogtertjie sê: "Mamma, maar ek weet nie wat om te sê nie." En die mamma sê: "Man, sê net wat mamma altyd sê." En die dogtertjie maak haar oop en sê: "Liewe Vader, wat het my besiel om al hierdie mense te nooi?" Gasvryheid. Julle, dit is 'n lekker ding om aan die ontvangkant te wees van mense wat jou gasvry en welkom laat voel. En ek dink tog, dit is lekker om ook gasvry te leef. Dit is een van hierdie dinge wat as jy gee, kom dit weer terug na jou toe. En tog is dit iets wat ek dink ons meer moeite kan doen. Wat ons so bietjie afskeep. Vir God is gasvryheid baie belangrik. Dis 'n uitdrukking van liefde. In Hebreërs 13 vers 2 is daar die opdrag: moenie nalat om gasvry te wees nie.
Want deur gasvry te wees, het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. En hierdie is dalk 'n bietjie 'n terugspeling juis op hierdie verhaal van Abraham, want as mens nou 'n bietjie verder lees van hierdie 3 gaste wat by Abraham opgedaag het, dan vind ons uit inderdaad, hulle was engele. Dis nodig vir ons om vanoggend 'n bietjie ook die konteks van die tyd waarin Abraham geleef het te verstaan. Gasvryheid was in die Midde-Oosterse klassieke kultuur 'n baie belangrike ding. Daar was sekere reëls wat algemeen aanvaar word, nie net deur die Israeliete nie, maar ook deur die volke rondom hulle, dat dit is hoe jy mense moet ontvang, vreemdelinge moet behandel. Die konvensie was, die gebruik was, dat jy, as iemand by jou aankom, 'n vreemdeling, maksimum van 3 dae, vir hom jou huis moet oopstel, of jou tent in hierdie geval. Of hy nou 1 nag, of 2 of 3 nagte, maar ten minste 3 nagte, moet jy toelaat dat hy by jou kom bly. En wanneer hy by jou aankom en jy hom innooi onder jou dak, op daai oomblik raak hy deel van jou huishouding. Dan is hy een van die familie. En al die regte en voorregte wat jou gesin, jou huishouding geniet, word dan ook sy deel. Jy moet sorg dat hy 'n plek het om te slaap, jy moet sorg dat hy kos het om te eet. Jy moet ook, verstaan dit nou in konteks van daai tye, as sy vyande hom jag en hom wil skade aandoen, moet jy hom beskerm. Hy is nou een van jou, hy is deel van jou huisgesin. So, wanneer mens hierdie dinge weet, dan is dit dalk nie vir ons so vreemd, die manier hoe Abraham hierdie 3 vreemdelinge ontvang het nie. Maar Abraham doen meer as wat net verwag word. Abraham doen ekstra moeite. En eintlik, wil ek vir julle sê, is hierdie gedeelte in die Bybel vir ons die beste voorbeeld van hoe ons gasvry kan optree. In die eerste plek, wanneer Abraham hierdie 3 manne sien, gaan hy na hulle toe. Daar staan, hy het sommer op 'n drafstappie na hulle toe afgegaan. Hy gaan haal hulle. Hy wag nie eers vir hulle om tot by hom te kom nie. Ek was baie teleurgesteld toe ek in Oudtshoorn aangekom het en ingetrek het. En weet julle, daar het 'n hele paar lidmate het vir my kom welkom sê, maar my bure rondom my het niemand vir ons kom verwelkom nie. En dit was my sleg. Vandag is ek dan om getroos daarin om te sê, niemand van hulle is moedergemeente lidmate nie. Ek weet as hulle moedergemeente lidmate was, dan was die prentjie heeltemal anderste. Maar ja, dit sou nogal lekker gewees het as die bure oorgestap het en gesê het, "Haai, ons het die treklorry gesien, ons wil net kom kennis maak en bekendstel." En die dag toe ons hier intrek, toe is dit 40 grade Celsius. En ek wil sê dis warm. En daar's nie 'n aircon wat werk in die huis nie, daar's nog nie 'n waier uitgepak nie. Dis wat, net 'n ou koeldrankie sou ook welkom gewees het. Maar ja, om te sê, ons wag nie vir mense om na ons toe te kom nie. Ware gasvryheid, Christelike gasvryheid, beteken jy gaan soek 'n geleentheid om gasvry te wees. Jy gaan haal mense. Jy gaan soek hulle. En dan die tweede ding, wanneer Abraham by hulle kom, dan verwelkom hy hulle op 'n baie opregte en eerbiedige manier. Ons lees, hy het gebuig voor hulle, respek getoon, vir hulle belangrik laat voel. Hierdie manne, moes gedink het, sjoe, hierdie is nou 'n vriendelike mens. En sommer opgewonde gewees het en bly gewees het om by hom te kon opeindig, by hom tuis te gaan. En dan nooi hy na hulle tent toe, en die eerste ding wat hy sê is, kom dat ek vir julle 'n bietjie water kry,
sodat julle voete kan was. Gasvryheid is ook om ingestel te wees op ander se behoeftes. In daardie tye het jy nie in jou kar geklim en na iemand gery as jy wou gaan kuier het of iewers wou wees nie. Jy het meeste van die tyd, is nie die ryk mense wat perde en koetse gehad het. Die meeste mense het gestap. Soms vir dae, weke, om te kom waar hulle moet wees. En dan ja, langs hierdie pad natuurlik het hulle moeg geraak. En meeste van hulle het hierdie oop sandale gedra, Bybelsandale. En die voete het seer geraak en die voete was vuil en vol stof. En nou kan ek net dink, as jy op hierdie warm dag soveel kilometer gestap het, en hier kom 'n ou en hy bied aan om vir jou 'n bietjie koel water te gee, waarin jy net jou voete te kan sit. Abraham sien hulle behoeftes raak en hy voorsien daarin. En dan nooi hulle geleentheid vir rus. Hier onder die koelteboom. Die beste plek, en op hierdie kaal vlakte met sy paar kaal gestroopte boompies en struike, het ek kom kamp omslaan onder die enigste groot koelteboom. Maar ek wil dit deel met julle. Kom sit onder hierdie koelteboom. Kom rus 'n bietjie. Kom skakel 'n bietjie af. Bedaar. En dan bied hy hulle vir hulle ietsie aan om vir hulle weer krag en energie te gee. Hy sê, man, terwyl julle hier sit, laat ek gaan net vir julle 'n stukkie brood gaan haal om julle 'n bietjie krag en energie te gee vir die pad vorentoe. Dis wat die konvensie van daai tyd sê, dis dan die minimum wat 'n ou moet doen, maar dis nie al wat Abraham doen nie. Nee, ons lees. Hy gaan eers na Sara, sy vrou toe, en sê vir haar, luister, vat gou 16 kg meel en bak vir my 'n klomp roosterkoeke. En dan draf hy na die slawe toe en sê, luister, vat daai kalf en slag hom, maak vir ons 'n lekker vleisie gereed. Hy doen moeite. Nou toe ek hierdie stuk lees, toe hoor ek my vrou se stem hier in my agterkop. Ja, kyk, gemaklike mansmens nie. Nooi die mense, nee. En as die mense klaar genooi is, dan kom sy vir my, nou moet jy reg staan, maak kos. Asseblief, dames, dis nie die punt van hierdie storie nie, hoor. Julle moet dit regwaar nie so sien nie. Abraham het daarom gesog dat Sara ook 'n klomp slawe in diensknegte gehad wat vir haar gehelp het. So Sara hoef nie self die werk te doen het nie. So, dis nie die punt van die storie nie. Abraham doen moeite om te sorg dat wanneer hierdie mense kos kry, dit van die beste sal wees en oorvloedig sal wees. Hierdie mense gaan weggaan van hulle en hulle gaan hulle maagies vryf en sê, ja, hierdie was nou lekker. Ons moet as ons terug kan, moet ons weer hier verbykom. En so het hy hulle bedien. Hy het hulle self bedien. En dit is die laaste punt wat ek wil maak, dat in daardie tyd die normale sou gewees het, die gasheer sou gaan sit het en die slawe sou die kos en die drinkgoedjies aangedra het. Nee, ons lees, dit word baie spesifiek genoem, dat Abraham het hulle self hierdie manne bedien. Weereens 'n manier waar hy gewys het dat hy is bereidwillig om nederig te wees, om homself eintlik te verkleineer, 'n minderwaardige werk te doen, om hierdie manne, sy gaste, hierdie vreemdelinge, vir hulle welkom te laat voel, vir hulle belangrik en waardevol te laat voel. Julle, en dit is mos eintlik waaroor gasvryheid gaan. As ons nou gasvryheid vanoggend moet definieer, dan gaan dit daaroor om ander mense welkom te laat voel, maar meer as net welkom. Hulle moet gewaardeerd voel, hulle moet belangrik voel, hulle moet geliefd voel. Gasvryheid is 'n uitvloeisel van die liefdesgebod. Jesus wat gesê, daar's geen groter gebod as dit, jy moet die Here jou God lief hê en jy moet jou naaste lief hê soos jouself nie. Baie Sondae, as ons die wet voorhou, dan lees ons uit Romeine 13 vers 8, waar daar staan, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele
wet van God uit. As ons gasvry leef, liewe vriende, maak ons God se liefde sigbaar. Ek sluit af. Ons gemeente het 'n lese, liefde leef. En by die laaste kerkraadsvergadering was hierdie logo en hierdie lese weer op die tafel. En is daar vir die kerkraad gevra, is julle nog gelukkig daarmee? Wil julle dit verander? En eenstemmig het hulle gesê, nee, liefde leef, dis waarin ons vashou. So die logo het ons 'n bietjie 'n nuwe baadjie gegee. Julle sal sien, dis dieselfde, word beeld presies dieselfde uit as die ou logo, net so 'n bietjie op 'n meer moderne manier, maar die lese liefde leef bly en is die slagspreuk van hierdie gemeente. En ek wil nou vir julle as gemeente vra, dat julle self, soos wat die kerkraad hulle weer verbind het, tot hierdie slagspreuk, dat julle self ook sal verbind hiertoe. Om te sê dat, as ek 'n lidmaat is van hierdie gemeente, dan gaan ek my allerbes probeer om in alle omstandighede, op alle plekke, so te leef, dat God se liefde in my sigbaar raak. In die manier hoe ek praat met ander mense, hoe ek praat van ander mense, hoe ek optree teenoor ander mense. Mag ek van dit julle vra? Ek dink, dis nou nie iets wat ons normaalweg doen in ons gemeente nie, maar ek wil tog vra, as jy vanoggend bereid is om jouself te commit tot hierdie lese, om te sê, ek is bereid, of ek verbind my daartoe om my bes te probeer om Jesus se liefde sigbaar uit te leef, dat jy sal opstaan asseblief. Baie dankie. Ek wil tog sê, as ons nuwe gaste of nuwe lede of besoekers sê, dis nie iets wat ons elke Sondag doen nie, hoor. So as jy 'n bietjie ongemaklik voel oor hierdie opstaanery, dit gebeur nie elke Sondag nie. Maar ek is bly julle het almal opgestaan. En ek wil hê, as daar in hierdie week, in hierdie kwartaal, in hierdie jaar wat kom, iewers 'n punt kom, wat iets gebeur en jy word uitgedaag, dat jy sal onthou, nee, ek gaan nou stil bly, of ek gaan hierdie persoon stil maak, want ek het opgestaan en my verbind om Jesus se liefde sigbaar te maak. Baie dankie, julle kan maar weer sit. Vir julle wat vanoggend vir die eerste keer dalk hier by Moedergemeente is, ek hoop julle ervaar dit so, dat julle ervaar dat julle is welkom hierso, en dat ons vir julle lief is, en ek wil tog vir julle vra, ons het nou vanoggend gesê, dis ons verantwoordelikheid om uit te reik en mense te gaan haal, maar mens weet nie altyd van almal nie. So kom, meld maar aan by die kerkkantoor, kom gee my jou naam op, sê, ek is 'n nuwe intrekker, of ek is 'n nuwe lidmaat, en ek kan jou beloof dat hierdie dominee is baie opgewonde om jou te ontmoet, en vir jou te kom besoek, en vir jou persoonlik welkom te kom eet, en so ook die res van ons gemeente. Asseblief skakel in, raak deel. Hierdie is 'n wonderlike, warm gemeente. Gemeente, baie dankie dat ons so hierdie jaar kan begin. En ek bid dat julle krag ook van die Heilige Gees sal afbid, want mens is soms 'n bietjie gemaklik. En mens leef soms 'n bietjie selfsugtig, maar dat ons hierdie gasvryheid van die Here sal afbid, en so ook gee dat liefde leef, nie net 'n mooi lese bo op 'n kalender, of 'n briefie, of op 'n bord is nie, maar dit iets is, wat die mense buite hierdie gemeente, die ander mense van Oudtshoorn sal kan raak sien en sê, sjoe, daai ou moet seker 'n lidmaat wees van Moedergemeente, want ons sien, sy, haar liefde leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons kom wys het, hoe lyk liefde. Here, deur U seun Jesus Christus vir ons te stuur, wat sy lewe vir ons afgelê het. Johannes 15 sê, niemand het groter liefde as hy wat sy lewe vir sy vriende aflê nie. Dankie daarvoor, Here Jesus. Ag Here, en U hele woord
is 'n woord van gasvryheid waar U ons innooi om deel te wees van U volk, deel te wees van U kudde, een van U skape. U wil ons deel maak, U verwelkom ons. En ek bid, Here, dat U daai selfde gesindheid ook in ons harte sal plaas. Dat ons bekendes en vreemdelinge almal ewe vriendelik sal ontvang. Here, dat ons moeite sal doen om hulle wat dalk 'n bietjie verwerp of uitgestoot of eensaam saam of alleen voel, dat ons hulle sal innooi om te kom deel in ons kring van liefde. Help ons daarmee. Help ons as gemeente om liefde te leef. In Jesus naam vra ons dit. Amen.